Dit is vandag Vrydag 31 Oktober. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 en ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek nooi jou uit om waar jy is tot rus te kom, om 'n paar keer lekker diep asem te haal en jou oë toe te maak wanneer jy gereed is. Maak jou hande biddend oop voor jou, om simbolies daarmee ook te sê, Here, ek stel myself oop om te ontvang wat U skenk. Here God, U teenwoordigheid vul my met vrede. U woorde skep lewe. U omsluit die wêreld van een einde na die ander. En U verlig die duisternis, ook my diepste duisternis. Here, ek kyk so maklik U oorweldigende teenwoordigheid mis, en ek vergeet dat U my op my naam ken. Daarom kom bely ek vandag opnuut dat ek U wil volg, die gekruisigde Christus, U wat die krag en die wysheid van God is. Ek bid, Gees van God, kom vul my nou met wysheid, waarheid en begrip. Twee Timoteus 4 vers 6. Paulus is hier aan die woord en dan sê hy, wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Hierdie brief van Paulus is nie gerig aan gemeentes nie, maar vir 'n individu, vir Timoteus. Hy skryf dit om hom aan te moedig om standvastig te bly en nie van stryk te laat bring deur allerhande ander waarhede of dwaalleer wat oor sy pad kom nie. Wat het jy vandag in hierdie gedeelte gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Die lewe is beweging. Ons weet dit. Ons hou heeltyd aan om een tipe tyd vir 'n ander tipe te verruil. Een plek vir 'n ander, een fase vir 'n ander. Sommige vriende reis ons lewe lank saam met ons, ander groet ons na 'n seisoen in ons lewe verby is. En natuurlik is daar 'n punt in ons lewe waar ons aan die einde van hierdie reis kom, by die laaste stille plek. En dit is die plek waar Paulus hom bevind. Of die dinge en plekke wat ons verlaat nou aangenaam of onaangenaam is, ons hou nooit op om een vir die ander te verruil nie. Dit is die verloop van die lewe.
Maar ek dink tog die manier hoe ons beweeg van een ervaring, goed of sleg in ons lewe, na 'n volgende fase of 'n volgende plek in ons lewe, is 'n getuienis van ons geloofsvolwassenheid. Die skrywer Friedrich Buechner het gesê, ek verlaat hierdie plek in die hoop dat ek volledig mens kan word. Hoe ervaar jy hierdie beweging van een plek of een seisoen na 'n volgende een in jou geloofsreis? Wat het jy dalk nodig om te laat gaan, om dit te ontvang wat nou voor jou lê? Paulus kyk terug op sy lewe en hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Dit was nie net enige stryd nie. Dit was 'n goeie stryd. 'n Lewe wat die moeite werd is om te leef, om jouself te gee vir dit waarvoor God jou roep. Hierdie teks laat my altyd nadink oor waarvoor ek beklei. Wat is die stryd wat die moeite werd is om te stry? Wat is die lewe waartoe God my roep? Die dinge wat die moeite werd is om voor te beklei. En ons kan sê, ja, die goeie stryd is natuurlik om 'n selflose geleier van God se goedheid en genade te wees. Maar wat beteken dit vir my lewe? Hoe speel dit dag tot dag uit in my keuses? Paulus sê ook, ek het die wedloop voltooi, ek het die eindstreep gehaal. Hoe baie van ons begin 'n klomp goed met soveel ywer en toewyding, maar verloor spoed soos wat jy aangaan. Ek dink ons bely maklik, Here, ek sal sterf vir U, maar wat beteken dit om te leef vir Christus? En dan sê Paulus, ek het eintyd bly glo. Paulus praat hier van 'n heilige lewe. Hy het klaar gemaak 2000 jaar gelede, en ons kyk terug en kyk vorentoe en sê maar die wedloop gaan voort. Die geloofsreis stuur voort. Generasies voor ons wat lank verby is en na ons gaan dit steeds aanhou. Ring op ring word bygevoeg by hierdie geloofstryd. Ek dink heiligheid is om te stoei met Jesus se eenvoudige woorde, wat so moeilik is vir my om te leef. Wees lief vir jou naaste en jou vyande. Hoe? Hoekom? Waar moet ek dit doen? Dit was Paulus se vraag. Ek dink dit is die vraag waarmee elkeen moet gaan sit, dat dit kan afsak in jou hart. En in elkeen van ons se konteks en lewe is die antwoorde anders. Paulus was so eerlik oor hierdie geloofsreis. En net soos Paulus los Jesus ons ook met vra wat ons na die lewe toe moet vat. Vra wat ons roep om volledig mens te word. Paulus is waarskynlik nie baie lank na hierdie brief geskryf het, oorlede nie. Sy belydenis was om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my 'n wins. Confucius het gesê, ek en jy het 2 lewens, en die tweede een begin wanneer jy agterkom, jy het net 1 lewe. Ons hou mekaar vas op hierdie een lang wedloop. Mag God se Gees jou vul met meer as genoeg nederigheid en moed, vreugde en dankbaarheid. Meer as genoeg sodat jy dit kan aanhou weggee wat jy ontvang op jou reis. Jy is nie alleen nie. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here God, U wat my op al die oorgange van die lewe ontmoet. Dankie dat U my sien, volledig sien vir wie ek is, selfs ook wanneer ek wegkyk. Dankie dat U my roep, selfs wanneer ek twyfel of huiwer. En dankie vir die liggaam van Christus waarvan ek deel is, die mense wat saam met my reis en saam met my voel. Dankie vir die pyn wat my leer om te luister, om stadiger te beweeg en sagter te praat. Dankie vir die mense wat U oor my pad stuur in my lewe, wat opdaag sonder antwoorde, wat U teenwoordigheid kom beliggaam. Here, dankie vir genade wat my vind voordat ek verander het of verbeter het. En dankie dat U my aanhou roep om getransformeer te word deur U liefde. Dankie vir die lag van kinders wat my laat hoor die hemel is naby. Here, maak my bewus van hoe U nader kom langs die grense van my lewe. Skryf U self in my, o God, sodat my lewe al meer U geskenk van liefde vir ander leesbaar sal maak. Here, ek sien met verlange uit na U koms. Amen.